Goeiedag en baie welkom by jou Lewelig dagstukkie, dag 248. Johannes 14 vers 8. Toe sê Filippus vir hom: Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Mense sien God elke dag, maar hulle weet nie dat dit hy is nie, want hulle ken hom nie. As ek maar net kan. Die juffrou het die kinders in haar klas gevra om 'n prentjie van hul gunsteling held te teken. Terwyl sy tussen die rye deurstap, het sy by seentjie stil gaan staan wat met groot konsentrasie aan sy tekening gewerk het. Sy het hom gevra: "Wie teken jy?" Sonder om op te kyk, het hy met selfvertroue geantwoord: "Ek teken vir God." Die juffrou het geglimlag en vriendelik gesê: "Maar niemand weet hoe God lyk nie. Hoe kan jy hom teken?" Die seentjie net sy kop liggies geknik en geantwoord: "As ek klaar is, sal almal weet hoe hy lyk." Ja, wat 'n pragtige beeld van kinderlike geloof is dit nie? Geloof wat nie twyfel nie, wat nie vra vir bewyse nie, maar eenvoudig glo dat God daar is en homself openbaar aan hulle wat met 'n hongerhart na hom soek. Maar wees eerlik, hoe dikwels wens ons nie ook soos Moses, dat ons net so 'n glimmering van wie en hoe God self is, kon kry nie. Veral in moeilike tye, wanneer ons voel om moed op te gee, of voel asof ons sink, dan roep ons uit: Here, as ek net u gesig kan sien, net teken asseblief. Die disippels het dieselfde gevoel. In Johannes 14 hoor hulle dat Jesus binnekort gaan weggaan. En Filippus vra met 'n bang maar opregte hartsbegeerte: Here, wys ons die Vader en dit is vir ons genoeg. Jesus se antwoord bou hom om: Ek is al so lank by julle en jy ken my nie, Filippus? Wie my gesien het, het die Vader gesien. Wow! Jesus maak dit duidelik dat hy die sigbare beeld van die onsigbare God is. Wie hom sien en ken, sien ook vir God. Paulus bevestig dit later in Kolossense 1 vers 15 wanneer hy skryf: Hy is die beeld van die onsigbare God. Hoe nader ons aan Jesus leef, hoe duideliker begin ons God raak sien in alles en almal rondom ons. Jy sien hom in die omgee van 'n vriend, in die onskuldige lag van 'n kind, in die natuur se skoonheid, in 'n lied wat jou hartsnare tokkel, in die rustigheid en die vrede wat jy ervaar wanneer jy bid. Ja, en dis nie altyd maklik om God se teenwoordigheid te beleef wanneer jy deur donker dae gaan nie. Maar as jy Jesus leer ken as jou beste vriend, begin jy agterkom dat hy jou nooit alleen los nie. Sy liefde, geduld en getrouheid wys vir ons die Vader se hart. En skielik besef jy, God is oral, hy is hier, altyd. Die seentjie in die klas het iets verstaan wat ons soms vergeet. God openbaar homself deur Jesus, en wanneer ons hom regtig leer ken, begin ons sy gesig en glimlag oral sien. En al teken ons hom nie fisies nie, word ons lewens die prentjie wat hom vir 'n soekende wêreld wys. As alles wat God gemaak het so mooi is, dink net hoe beeldskoon is God self. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om God in alles rondom ons raak te sien? Wat kan ons begin doen om God te sien en beter te leer ken? Hoe gaan jy vandag begin om God te probeer sien in alles rondom jou? Here, help my om u gesig te sien in die mense rondom my en in die klein wonderwerkies van elke dag. Maak my oë oop, sodat ek u liefde en teenwoordigheid in my lewe kan raak sien. Dankie dat u by my is en my nooit los nie. Amen. Kom ek en jy begin om van vandag af met 'n wakker oog te leef, en ek gee jou die versekering, ons gaan verbuisterd staan oor hoe ons God oral in alles gaan begin raak sien.
Liefdegroete, Shaal. Om elke dag 'n dagstukkie op WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om jou naam en nommer na die nommer te stuur wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Facebookblad of ons Lewe Lig YouTube kanaal te besoek. Shalom.